Kan jy nou glo, dit is nou Sondag 20 Desember en dan in hierdie week 25 Desember, dan is dit Kersdag. Wat 'n wonderlike dag om na uit te sien om saam met familie en vriende te kan wees. Ek hoop baie van julle kan, baie is ongelukkig. Die mooi term is gekortwiek. Dis nou nie wat hierdie week wat verby was met een vakansiedag in die middel nie. Nou die ouetjie moes eendag geskryf, wat is 'n kortwiek? Toe sê hy, juffrou, as daar vakansiedag in die middel van die week was, dan het ons 'n kortwiek gehad. Dis nie 'n kortwiek nie, dis nou wanneer jy uitgevang is deur iets en jou planne is in die wiele geruim. Jammer daarvoor, jammer as jy nie kan gaan kuier nie, as jy nie by jou familie kan uitkom nie, maak die beste daarvan waar jy is, maar vier Kersfees, die groot wonderlike nuus wat ons ook vandag en met Kersdag gaan hoor is dat Jesus ons verlos, maar dat hy ook Immanuel God met ons is en ook daar saam met ons by die huise is. So maak die beste gebruik van die geleentheid, gebruik die tegnologie, jy kan WhatsApp, Facebook en die ander dinge en gesels en kuier saam met familie en vriende en vier hierdie dag met jou oë gefestig op Christus, want dit is waaroor dit gaan. Ons gesels vandag 'n bietjie, voordat ek dan nou begin, oor die woorde in Matteus 1, waar die engel vir Josef gesê het, en jy moet hom Jesus noem, die naam Jesus, en wat dit alles vir ons beteken. Kom ons bid saam, dan die seën groet, en dan gaan ons heerlik saam sing. Wonderlike Vader, baie dankie dat ons ook op hierdie wyse vergader kan wees, in die omstandighede waar die erediens ongelukkig weer vir 'n tydjie opgeskort is, kerk so 'n bietjie weer toegemaak is dit nie die ideale omstandighede nie, maar te midde daarvan 'n wonderlike kans en geleentheid en 'n wete om te weet dat ons nog steeds as gesinne, as families waar ek is, selfs op my eie, kan stil raak en op hierdie wyse nog steeds deel kan hê van die grotere gemeenskap van gelowiges. En dis 'n voorreg. Dankie dat U in die Gees in ons hart en in ons lewens betrokke is en werk in elkeen van ons lewens. Aan U kom toe al die lof en al die eer tot in alle ewigheid. Amen. Laat Heer U seën op hul daal, laat U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor hul gebied. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing heerlik nou saam ook lied 169. Steeds met lof om
ons verder gaan, na hierdie lied ook waar ons Jesus kon besing en sy naam kon groot maak, gaan ons so 'n oomblik 'n kansie gee vir 'n dankgebed. Weet, ek dink met 'n jaar soos hierdie, Grendeltydperk, dinge wat so 'n bietjie onderste bo was, ensovoorts, is dit dalk moeilik om nou te sê, kom ons doen 'n dankgebed, maar ek het nou gedink, ten spyte van al die moeilikhede, ten spyte van alles wat nie so lekker was nie, moet daar sekerlik iets wees wat jy kan gaan en kan sê, weet jy, hiervoor kan ons vir die Here dankie sê, as gesin, ek kan dankie sê op my eie, of as familie en so meer. So, kom ons gebruik die geleentheid, kom ons dink spesifiek aan daai dingetjies wat die Here vir ons gehelp het, en wat gemaak het dat ons vir die Here kan sê, Here, ons bring dit na U, en ons sê vir U dankie, so 'n paar oomblikke net om vir die Here dankie te sê, vir wat hy doen. Nou ja, kom ons lees saam uit Matteus 1 vers 18 tot 21. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wil bring nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So ons lees net so ver, jy moet hom Jesus noem. Nou vir die kinders net so 'n bietjie daar by die huis wat ook inskakel en luister, kan julle so dalk 'n bietjie saamgesels en praat, sommer mamma en pappa en die ander mense ook net so 'n bietjie gesels oor, waar kry jy jou naam? Weet jy waar jou naam vandaan kom? Behalwe dat mamma en pappa dit vir jou gegee is, wat beteken dit? Hoekom het jy daai name? Vir baie mense, vir oumas en oupas, as dit nou Kerstyd ook is, en oumas en oupas kuier saam, dan het hulle mos nou die familiename wat van oupa en oupa Grootjie ensovoorts afkom. Het sal byvoorbeeld iets wees soos oupa Johannes Petrus Olivier, jy weet, of ouma Frederika Johanna Jacoba Strydom, sy name of iets in die lyn. En soms kies ons vir kinders mos maar net name wat mooi klink vir ons, Anushka of Emil. En dalk kies jy 'n naam wat iets besonders beteken, soos Kara, geliefde een, wat afgelei is van Johanna Katarina, dis nou ons Kara, sy naam ook onder andere. En Amish, wat beteken sonder blaam, of Amor, wat beteken liefde. So wat daar een of ander betekenis aan die naam is. Nou in die tyd van die Bybel, dis die interessante, as ons nou daarna gaan kyk, dan sien ons ook dat die name besonderse betekenis gehad het. Ons dink byvoorbeeld aan Samuel, onthou julle toe Hanna gebid het daar in die tempel, dat Elisa na haar gedink het sy moet dronk wees. En dan wou huis toe jaag, toe sê sy vir hom, maar ek is nie dronkie, ek is net 'n vrou wat begeer om 'n kind te hê, en daarom bid ek so ernstig tot die Here. En dan sê hy vir haar, jy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Samuel noem, van God gesmeek. So weet ons, Moses beteken uit die water gered, en dan ken ons die verhaal van Naomi, onthou julle van Naomi, toe sy teruggekom het, vanuit Moab af teruggekom het, en daar was 'n droogte gewees, en sy gaan terug na haar geboortedorp toe, en sy raak kom, maar sê die vrouens, is dit nie Naomi nie? Dan sê Naomi, nee, julle moet my Mara noem, wat beteken bitter, en dan sê sy, die Here het die lewe vir my bitter gemaak. So name in die Bybel was nogals vir hulle belangrik geweest, dit het dieper betekenis gehad, so jy het nie sommer gehoor dat iemand na ouma of oupa vernoem is nie, jy sal nou nie gehoor het dat Abraham sy vir Isak vernoem het na sy grootoupa toe nie, Sarah lag, en daarom word Isak wat afgelei word van lag, genoem Jakob en Esau,
ensovoorts. Nie een van hulle het oupa of pa se name nie, maar name met besonderse betekenis. En so wat Josef nog kopkrap en bekommerd is oor Maria en dink wat gaan hy doen, dan verskyn 'n engel aan hom en dan sê hy ook vir hom, jy kan nie die kind sommer net enige naam noem wat jy dink nie. Hierdie kind moet jy Jesus noem. Nou, hoekom Jesus? Want in die Hebreëus hou hierdie naam verband met die naam Joshua. En Joshua beteken hulp, redder of redding en voorspoed. So binne die Joodse kultuur en die Joodse denke hou redding spesifiek verband met God se hulp, God se redding wat hy bring. En daarom beteken Jesus dan die een wat red, die een wat God se redding gaan bring. So daarom was dit so belangrik dat ons weet dat sy naam Jesus is. Ons weet ook dat geen ander naam is nie. Hierdie is my so belangrik. Toe ek hierdie gedeeltes weer, dis 2 gedeeltes wat ek hier gaan lees nou, en toe ek hierdie gedeeltes lees, toe besef ek net weer, eintlik 3 gedeeltes, toe besef ek net weer hoe belangrik hierdie vir ons ook is. Dat Matteus 1 vers 21 sê, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Net Jesus kan dit doen. Dis net hy. So die afgelope tyd met eredienste en prediking baie tyd gaan spandeer. Waarom Jesus? En hierdie gedagte het reeds daaruit ook na vore gekom, dat net hy die volk van hulle sondes kan verlos. Maar is veral Handelinge 4 vers 10 tot 12, as ek het weer gelees het vandag, en ek lees dit nou weer hier vir jou, luister mooi, en toe ek het vandag met voorbereiding weer lees, toe besef ek net weer, geen ander naam nie. Daar staan, julle almal, en die hele volk moet weet, dat in die naam van Jesus Christus van Nasaret, dat dit in sy naam is wat hy hier gesond staan. So iemand is gesond gemaak, en hy staan hier, dan vra wie se naam, as julle in Jesus se naam, en dan sê hulle daar, die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het, hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is, juis hy die belangrikste in die gebou geword, en dan staan daar in vers 12, hy bring die verlossing en niemand anderste nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Dit kan nie Allah wees nie, dit kan nie Mohammed wees nie, sy profeet nie. Dit kan nie een van die Hindoe gode of een van die ander gode wees nie. Wat mense so baie keer sê, lei alle paaie na Rome toe, is daar nie 'n moontlikheid dat dit ook God is nie. Daar staan so noue verband tussen die Ou Testament en byvoorbeeld die Koran ensovoorts. Nee, hier staan dit baie duidelik geskryf. Net een naam, en dis die naam van Jesus Christus. Daar kan geen ander middelweg tussen ons en God wees nie, wat vir ons verlossing bring nie. Jesus waarsku self ook sy disippels, hy sê, dit sal gebeur en daar sal tye wees, en ons het die afgelope tyd in die jaar, dan hoor jy ook sulke klanke, waar daar half gesê word, weet jy wat, dit is ek. Die tyd is hier dat dit aangebreek. Valse Jesus, mense wat sy naam sal vat, sal sê, hier is die Messias, hy is nou hier. En ons lees dit in Lukas 21 vers 8. Paulus sê in 1 Korintiërs 8 vers 6, is daar nogtans vir ons net een God, die Vader uit wie alles en vir wie ons lewe, en net een Here, Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. So, Jesus is sy naam, die een wat red, God se redding. Jesus is die enigste Here, die enigste een wat deur ons gered kan word. Daar is geen ander naam nie, behalwe die naam van Jesus nie. En dan weet ons ook, dat hy ons van ons sondes verlos. Jy weet die Griekse woord harmatia, wat nou vir sonde na sonde verwys, beteken om teen die wil van God op te tree. Met ander woorde, dit wat God graag wil hê vir ons, wat reg is, volgens sy woord en sy voorskrifte ensovoorts op te tree. Ons kan dit ook verstaan om ons doel te mis. In Hebreëus beteken dit dat 'n sonde is 'n fout of om 'n oortreding te maak, en dit kan dan verwys na ongeregtigheid of onreinheid. Genesis leer vir ons dat die mens deur die vrug van die boom van kennis en kwaad te eet, gekies het om teen God te wees, teen God in opstand te kom. En ons sien hoe die Satan, wat beteken teenstander van God, teenstander van God se mense, die slang, slinkste werk gaan met argumente. As die vrou sê, maar die Here het gesê, as ons hiervan eet, dan gaan ons sterf, dan verdraai God se woorde. Dan sê hy vir hulle, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan,
die dag as julle van daardie boom eet en julle sal soos God kan wees. Dis die begeerte van die mens, om self God te kan wees, om dinge self te kan besluit, om sekere magte en dinge en kragte in ons eie hande te kan hê, en ons eie hande te kan neem. En dan ongelukkig sien ons dan, wanneer die gevolge daarvan van hierdie misleiding in vers 6 in die eerste plek, as die vrou weer na die vrug kyk, dan sê sy, dis goed om van te eet, en 'n begeertenis in jou binnekant, wat vir jou kennis kan gee. En sy pluk en sy eet, en sy gee vir haar man ook, en hy het ook geëet, en die rest daarvan, soos hulle sê, is geskiedenis, en daarmee saam. Maar direk daarna as dit gebeur, dan kruip die mens weg, want ons kan nie soos God wees nie. Die mens is skaam, oorweldig, bang vir dit, wat hulle dan nou, die sogenaamde kennis en die dinge wat hulle het, en hulle besef, ons kan eintlik nie sonder God wees nie, en juist daarom, om ons te red van daai sonde, wat ons dan sê ook die sondeval, daai groot oortreding, om soos God te probeer wees, om ons eie sake te reël, soos die verlore seun, kom Jesus Christus dan, en hy sê, kom ek herstel, kom ek help jou, sodat jy weer die pad kan stap, wat God wil hê, wat die Vader wil hê, om die regte lewe te ry. Volg my in my spoor, en ek wys vir jou, om te leef soos wat die Vader dit wil hê, en om reg op te tree ook. Jesus kom help ons om van verkeerde dade en denke vry te kom. Nou Homer skryf en hy sê, Armatia, die woordjie vir sonde, en die Griekse woord vir sonde, is soos 'n boogskutter wat sy teiken mis. Dit is soos wanneer jy daar by die jagklap gaan, en jy lê met jou geweer aan, en jy skiet daai kol mis. Dis wat sonde is, jy mis jou doel, kan ons ook dan sê. En Jesus kom en hy sê, kom ek help jou, om daai kol raak te skiet, kom ek help jou fokus, op die regte dinge in die lewe, sodat jy jou doel kan kry, jou teiken raak kan skiet, die kol raak kan skiet, en nie sal mis nie. So ons sê, Jesus is die een wat vir ons fokus gee, en ons lewewyse weer rig op dit wat God wil hê, en wat hy wil doen. En daarom kan ek en jy gaan en sê, is sy naam dan ook Jesus, die een wat vir ons rig, die een wat vir ons kom red, die een wat ons waarlik kan help vry maak van sondes, en op die regte pad leef. Ek het 'n aanhaling een tyd op die internet so raak geblaai, as mens dit dan nou so kan sê, en ek kan nie onthou wie die aanhaling gemaak het, maar het was my so mooi aanhaling, pragtige aanhaling, wat my so van pas is, op dit wat Jesus in ons lewens kom doen, as ons hom eers toelaat in ons lewens, en hy kom in, is dit my so van pas. Die aanhaling het gesê, sommige mense stap in ons lewens in, maar stap gou weer weg. En ander stap in ons lewens in, en los voetspore op ons harte, en ons is nooit weer dieselfde nie. Ek dink in 'n groot mate is dit waar van Jesus. As Jesus in jou lewe, werklik in jou lewe instap, los hy voetspore, wat jou so aanraak, jou so verander, dat jy nooit weer dieselfde sal wees nie. My gebed is, my hoop, my wens is, dat Jesus regtig daai diep spore in jou hart kom trap het, en dat jy hom ken en weet van hom, en dit ook in jou lewe ervaar. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat u ook in my lewe 'n verskil wil maak, in my gesin se lewe, in my familie se lewe, ook in ander mense. Help ons ook om hierdie boodskap uit te dra. Dit is so 'n wonderlike boodskap. Ons weet ook dat die evangelie, die woord evangelie beteken goeie nuus. En Here, dit is sulke goeie nuus. Sê die woord ook nie vir ons in Jeremia en Jesaja sê hoe wonderlik die voetstappe van die een wat die boodskap bring, wat Paulus dan ook aanhaal. Ag Here, dit is so wonderlik om dit te weet, en te weet dat ons kan hierdie boodskap gaan uitdra na mense toe, en mag ons dit ook doen, mag ons dit gaan deel met mense in hierdie tyd, in hierdie Kerstyd, maar nie net nou nie, maar ook daarna. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons sing nog 'n lied, heerlik saam, lied 223, aan Jesus Koning al die eer. Kom
God se seën en gaan in sy vrede. Mag God deur die genade van die Here Jesus Christus vir jou baie goed wees. Mag jy ervaar deur die Heilige Gees dat die naam bo elke naam elke dag op jou lippe is, sy voetspore diep in jou hart getrap is en gaan trap voetspore in ander mense se lewens, sodat hulle ook die verskil en die liefde en die genade van Jesus kan beleef en ervaar. Amen.